Ek wil dan ook graag van die geleentheid gebruik maak om almal te verwelkom wat inskakel by vandag se opname. Dit is my gebed dat hierdie geleentheid dan ook vir julle net so geseënd en insiggewend sal wees soos vir ons almal hier in die banke. Kom ons sit net so en sluit ons die oë. Here, wanneer ons nou gaan gesels oor die bonatuurlike, bid ons, Here, dat U ons sal kom lei. Dat hierdie boodskap sal geskied, nie as 'n oomblik wat ons die bose verheerlik nie, maar wat ons U verheerlik. Dat dit vanuit U verheerliking en vanuit die eer wat ons vir U bring sal geskied. Ja, Here, dit is lekker om Sondag vir Sondag herinner te word aan die liefde en genade en alles wat mooi is. Maar ons moet eerlik wees. Ons fokus soms te min op die ander kant, die duister kant. Die kant wat gevul is met waarskuwings, die tekens waarvoor ons op die uitkyk moet wees. Ons bid, Here, dat U hierdie geleentheid sal seën. Ons bid vir die beskerming tydens ons saamwees vandag. Vir sommige van ons gaan dit dalk meer vreemd wees as ander. Maar dit maak die realiteit daarvan nie enigstens minder nie. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. As inleidende teks lees ek vir ons saam uit Efesiërs 6 verse 10 tot 13 waar die volgende staan: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld. Teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Vriende, almal van ons wat vandag hier sit, glo in die bonatuurlike, nie waar nie. Almal van ons glo in die bonatuurlike. Dis tog die primêre rede waarom ons almal vandag hier by mekaar is, om saam te aanbid in die kerkgebou. Ons is hier want ons glo in die drie-enige God, wie buite tyd en buite ruimte staan, wie se grootheid, wie se almagtigheid met geen menslike meetinstrument gemeet of geweeg kan word nie. Ons glo dit. Ons glo dat die Vader aanvanklik die hele heelal geskep het en dat hierdie skepings- en onderhoudingsproses tot vandag toe steeds voortduur. Ons glo in die godheid van Jesus Christus. Ons glo dat hy die dood oorwin het, deurdat hy op 'n bonatuurlike wyse daaruit opgestaan het en uit die graf uitgestap het. Ons glo in sy hemelvaart. Net so glo ons ook in die uitstorting en die onsigbare alomteenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons glo in die wederkoms. Ons glo in die hemelse ewigheid wat vir elke gelowige wag. Almal van ons wat hier sit, glo in die bonatuurlike. Maar, en is hier waar die hartseer en die probleem ongelukkig inkom. Baie van ons glo slegs selektief in die bonatuurlike. Kom ek verduidelik. Solank as wat dit oor God en oor Jesus en die Heilige Gees en die hemel en liefde en genade en alles wat mooi is handel, glo ons dit, ons onderteken dit, ons beskou dit as waar en as realisties.
Maar dan sodra ons oorgaan na die ander kant toe, en ons begin praat oor die realiteit van die bose, die Satan, die duiwel, demone, die hel, bindings en besetenheid, dan is dit asof dieselfde van ons wat sopas beaam en bely het, dat ons in die realiteit glo, dat baie van ons wil terugstaan en dan wil sê, sjoe, hierdie raak nou vir my moeilik om te glo. Hierdie begin vir my nou 'n bietjie onrealisties klink. Die Engelse woord wat baie keer na vore kom is die woord far-fetched. Dit klink bietjie moeilik om te glo. Nou vriende, of jy dit wil weet, of nie, en of jy dit nou wil glo of nie, die realiteit is dat die bose bestaan. Daar's 'n beweging wat nog tot vandag toe nog steeds die ronde in hierdie wêreld doen, dat as dit kom by die realiteit van die bose, dat dit alles maar net bangmaak stories is en mites is om mense bang te maak en in die kerk in te kry. Dit is glad nie waar nie. Die bose bestaan. Dit is 'n realiteit. En as ons gaan kyk na die Bybel, is die skrif baie duidelik hieroor. En ons gaan na baie tekste vandag kyk, om enige twyfel, enige vorm van twyfel wat daar kan wees, sommer net hier te keer, met al die bewyse wat die skrif vir ons gee. En ons begin in Openbaring 12, verse 7 tot 9, waar ons die volgende lees. Daar het toe 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel gegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Nou vriende, die eerste ding wat ons hier vir mekaar duidelik moet sê is, dat hierdie gebeurtenis wat vir ons hier vertel word, is nie iets wat eers in die verre toekoms gaan gebeur nie. Dis nie 'n toekomsvoorspelling waarmee ons hier te doen het nie. Dis 'n gebeurtenis wat al reeds plaasgevind het. En as julle my nie glo nie, Jesus beamoed dit vir ons in Lukas 10 vers 18, waar hy self sê, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Met ander woorde, dit het klaar gebeur. Die Satan en sy engele, die demone, is al reeds hier op die aarde. Dit het al gebeur voor die skepping. Dis waarom die bose na die mens toe kon gaan en hom kon verlei en op so 'n manier daartoe gelei dat die sondeval in hierdie wêreld bewerkstellig is. Die Satan en sy engele, sy demone is al reeds hier op die aarde. 'n Tweede belangrike ding wat ons baie duidelik vir mekaar vandag moet sê is, hulle is nie daar ver eenkant in 'n ander land of op 'n ander kontinent of in 'n ander dorp nie. Hulle is ook hier, in en rondom Bethlehem, teenwoordig. Enkele weke voordat ek beroep is Bethlehem toe, bel 'n lidmaat my een Sondagoggend vroeg voor kerk. En vandag ek gaan tussen die teks 'n paar gevalle ook vir julle noem. Lidmaat bel my hoogs benoud. Sy sê, hoorie, jy moet vinnig kom. Hier's moeilikheid in die straat voor my huis. Ek is te bang om uit te gaan, maar dominee, jy moet kom. Hier's iets aan die gebeur. Ek jaag soontoe, ek kom daaraan toe, ek stilhou en uitklim en nader stap, toe sien ek op 'n afstand klaar wat dit is. Swart vrou lê in die middel van die straat, sy is besig om te ruk en pluk en daar staan 'n groepie mense rondom haar. Ek kom toe nader en ek dog toe by myself, ek gaan nou net die mediese kant hiervan myself net cover, dek, en ek sê toe voor almal van hulle, listen, I will phone an ambulance. Dadelik draai die hele groep na my toe en hulle sê vir my, no ambulance, maar jy kan hoor, gebroke Engels, want hulle is eintlik so toesprekend, gebroke Engels, no ambulance. Ek sê, but why? Hy sê, no ambulance can help. This problem, it's the forefathers. En weet julle wat het my in daai oomblik so geweldig geskok? Is oor hoe kalm almal wat daar staan is oor hierdie gebeurtenis. Dis die bonatuurlike wat hierdie vrou so laat ruk en pluk en hulle is doodrustig en doodkalm daaroor. Vir hulle is dit maar die norm, dis maar normaal.
Agter my is daar 'n vrou wat deur haar gordyn uitkyk na buite wat te bang is om uit te kom en te sien wat werklik aan die gebeur is. En hier staan 'n groepie mense en vir hulle is dit normaal. En my mond het op die grond gehang. Weet julle wat was die advies wat hulle toe vir my gee? You know what will fix this, Maruti? Sê ek vir hulle wat? Hulle sê no, cigarette. Does anyone have a cigarette? Just bring her a cigarette. Just give her a cigarette. 5 minutes and she will be better again. Ek kon dit nie glo dat dit die mense ingesteldheid is oor die realiteit van die bonatuurlike letterlik minder as 'n meter van hulle voete af nie. Dis maar normaal. Dis die norm. Dis maar wie ons is, dis maar hoe dinge moet wees. My plek verloor. Die belangrikheid wat ons vir mekaar vandag moet sê is dat die duiwel en die bose, dat dit 'n realiteit is. En wat ek en jy as kind van die Here vandag moet besef is dat ons is die duiwel se grootste vyand. Hy is ons grootste vyand. Hoor wat sê Petrus vir ons in die 5de hoofstuk van sy brief. Hy sê, wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Vriende, dit is so. Dit is so dat die duiwel alreeds deur die Here verslaan is aan die kruis. Daai wonderlike realiteit het klaar gebeur. En dit is so dat die duiwel alreeds op pad is na die ewige poel van vuur en swaal, soos wat daar in Openbaring 20 vir ons voorspel word. Maar, hier kom die probleem in. Hy wil nie alleen gaan nie. Hy wil soveel as moontlik van ons, soveel as moontlik kinders van die Here, saam met hom neem. En daarom loop hy rond, en hy soek het. Hy kyk wie se hart kan hy steel, en hy kyk wie se siel kan hy verslind. En weet jy wat, vriende? Julle as ouers, glo dalk nie, maar julle kinders doen. Ons kinders, laerskoolkinders, hulle wat hier agter is, weet meer van hierdie goed as wat ons dink. En ek het nou al oor die jare agtergekom dat een van die grootste maniere hoe die kinders deel word van die okkult is as gevolg van eina. Is as gevolg van trauma. Statistiek wys, daar waar families gebroke is die realiteit van die okkult baie groter. Ouers wat geskei is, wat oor en weer beklei en die kind is die slagoffer in die middel. Ouers wat oorwerk is, wat vir hulle kind net sal sê, weet jy wat, ek gaan weer laat werk vanaand, ek sit los vir jou geld op die toonbank, hou jouself vanmiddag besig, ek gaan nie eens laat by die huis wees. Die tyd wat die ouers by die huis kom, is hulle moeg en hulle gaan dadelik bed toe, hulle sien nie eens hulle kinders nie, hulle sê nie vir hulle kinders eers nag nie, daar word nie tyd spandeer nie, hulle leef verby mekaar. Tydens my teologiese opleiding het ek die voorreg gehad om saam met Oksano te kon werk in Bloemfontein. Nou, dit is 'n organisasie wat gestig is deur 'n voormalige polisieman, Johan de Beer. Hy het aanvanklik al die okkulties verwante gevalle in Bloemfontein hanteer. En toe het hulle 'n praktyk oopgemaak waar hulle met kinders met seer werk, en daar het hulle gesien hoe die okkult en seer hand aan hand met mekaar werk. En hulle is glad nie demoonjagters nie, maar as jy goed oor hulle pad kom, hanteer hulle dit, maar hulle is Bybels en evangelies gefokus. En Johan de Beer het 'n pragtige sêding. Ouers, hoor mooi. Hy sê, as jy wil weet wat in jou kinders se lewens aan die gebeur is, gaan kyk in hulle huiswerkboek. Want in hulle huiswerkboek het hulle 'n manier oor dit wat hier binne in hulle gebeur is, te weerspieël van wie hulle is, waartoe hulle gaan, waarmee hulle stoei, en wat hulle belangstellings is. So baie het hulle op snaakse goed afgekom in kinders se huiswerkboeke, want dis waar hulle teken, dis waar hulle skryf, dis waar hulle boekhou, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dis dalk vir ons nie, as volwassenes dalk 'n vreemde ding, maar vir ons kinders is dit nie
Veral in huise waar daar nie liefde is nie. Veral in huise waar daar nie huisgodsdiens is nie. Veral in huise waar die ouers nie meer kyk waar die kinders mee besig is nie, die maatjies waarmee hulle betrokke raak. Dit alles is maniere hoe ons kinders al hoe meer blootgestel word en ingetrek word in die okkult. En ek praat spesifiek nie net van hoërskool nie, dis al in ons laerskole. Statistiek wys dat daar al, ek kan nou nie die nuwe grade, graad 6 en graad 7's is, wat in okkulte betrokke raak, in sataniese samekomste lede is. 12, 13 jaar raak hulle al betrokke in die stede. Ons platteland, dink ek, is nog bietjie meer geseën. Dis nog nie so groot ding in die platteland soos in die stede nie, maar laerskoolkinders is al deel van hierdie goed. 'n voorbeeld hiervan. Ek was aan die einde van my studies. Toe kry ons eendag die opdrag, ek het die voorreg gehad om so 'n paar jaar saam met Oksano te kon werk. Kry ons die oproep, ons moet dadelik kom na 'n plot toe net buitekant Bloemfontein. Ons jaag uit, ons kom daar aan en ons sien dis 'n graad 8 seun, maar hy's besig om die huis te verwoes. Hy's besig om hom fisies af te breek. Hy het sy ouers stukkend geslaan en hy's nou besig om die huis te verwoes. Ons was 5 volwasse mans wat nie hierdie ou kon vashou nie, hy het ons rondgegooi asof ons plastiek is. Toe ons hom uiteindelik kon kry dat hy rustig is en met hom kan praat en vir hom kan vra, waar kom hierdie goed vandaan? Toe sê hy vir ons, daar is drank en dwelms wat op die erf gebruik en misbruik word. Pappa en mamma gebruik al die geld op drank en dwelms. Met ander woorde, die kind gaan skool toe, hy lyk arm, hy lyk verwaarloos en hy word gespot en geboelie. En dit het 'n dag na dag ding by die skool geword, wat hy geboelie word en afgekraak en sleg gesleep word. En eendag, soos vele ander kere, het hy daar op die plot in die veld gesit. Toe die bose vir hom gevra, wil jy dit moet ophou? En hy het toe gesê ja, want hy was desperaat vir beterskap. En toe laat hy hierdie goggas toe, om in sy lewe in te kom, en dit het sy lewe verander. Van daardie dag af het niemand nie met hom skoor gesoek nie. Inteendeel, die matrieks was hom onderdanig. Sy familie het nie met hom probeer teen hom gaan nie, want hulle het geweet, daar lê vir hulle moeilikheid voor as hulle dit doen. En dinge het net al hoe erger en al hoe erger en al hoe erger geraak. Hoekom? Eina. Depressie, liefdesteleurstelling, lae selfbeeld. Dis maar van die aspekte wat 'n mens alles hier kan noem. Innerlike gebrokenheid. Ek het nou verwys na drank en dwelms. Ons het 'n vak gehad op universiteit, godsdienstkunde, en in hierdie vak het ons geleer van al die verskillende gelowe wat daar buite is, en spesifiek gefokus op die Hindoes. Nou ek weet nie of julle dit weet, die Hindoes aanbid meer as 2000 gode. En weet julle waar word hulle blootgestel in hierdie kampstige gode? Wanneer hulle onder die invloed is van een of ander middel. Dan hallusineer hulle en sien hulle allerlei dinge. Dis hoekom in hulle godsdienste sal jy baie keer hierdie snaakse gode beelde sien van dierekoppe op menselywe ensovoorts ensovoorts. Maar as jy jouself bedwelm, dan maak jy jouself oop vir die bonatuurlike en die negatiewe daarvan. En wat gebeur as jy met trauma en met seer veral stoei? Dan word ons kinders, ons jong mense en selfs ons volwassenes deur die bose mislei. Hulle kom na jou toe. En hulle sê vir jou, ons kan vir jou mag gee, krag gee, status gee, gelukkigheid gee, en omdat mense uitgeput is en net die behoefte het na beterskap, gryp hulle hierna en wat hulle nie besef nie, hulle hele lewe word verander, maar nie vir die beter nie, vir die slegte. Want as jy met die okkult betrokke raak, jou laaste besluit in die lewe wat jy neem, is selfmoord. Dis waar het uitkom, dis waar jy op die ou en uiteindig. Persone wat betrokke raak daarmee. Nou papa en mamma, ek sê weer eens, jy mag dalk nie daaraan glo nie. Dit mag dalk nie 'n algemene ding gewees het in die tyd toe jy groot geword het nie. Jy het dalk nog nie self van hierdie goed voor jou oë gesien nie. Maar jou kinders doen.
En dit word op al hoe meer maniere aan hulle blootgestel. Ek beklei laastyd self met Lianne, hier's 'n nuwe storie op Netflix, Demon Hunters, wat kinders so lief is om te kyk. Hoekom wil jy 'n ding kyk wat die titel demons is? Dan word jy mos op 'n manier nou al blootgestel aan die okkult, aan die bonatuurlike op 'n negatiewe wyse. En ons ouers kyk nie wat ons kinders op die TV kyk nie. Die bose is soos 'n ontvoerder. Hy verlei jou met 'n mooi lekkertjie en op die ou ende ontvoer hy jou siel na 'n plek waar jy nie wil wees nie. Nou 'n vraag wat ek baie keer gevra word is soos volg: kan die bose 'n houvas op 'n Christen kry? Ek dink dis die belangrikste vraag wat baie al oor gewonder het oor die lewe. En die antwoord op hierdie vraag is beide nee en ja. Nee, in die sin van, as jy jou hart vir die Here gee, jy het 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus en jy het die Heilige Gees gevra om jou te vervul van kop tot toon, is daar nie plek binne in jou vir die bose nie. Want die Bybel sê baie duidelik, lig en duister kan nie dieselfde spasie deel nie. So as jy die Here Jesus Christus en die Heilige Gees in jou het, hoef jy nie bang te wees dat hierdie goed jou kan oorneem en beheer oor jou lewe vat en besetene ensovoorts met jou gaan gebeur. Maar, hulle kan 'n houvas op jou kry. En ek deel dit aspres so uit. Hulle kan 'n houvas op jou kry. Weens die besluite en die sondes wat jy doen. Kom ek gee vir julle 'n praktiese voorbeeld. Ons almal ken rekenaars. Ons almal het of een of werk op een of het al. Saam met 'n rekenaar kry jy wat ons noem 'n antivirusprogram. Die antivirusprogram is die hele tyd besig om te kyk vir goggos wat jou rekenaar wil aanval, né? En baie keer weet jy nie eens daarvan nie, maar hy weer dit af en hy beskerm jou. Ander keer sal hy vir jou so 'n ding uitgooi wat vir jou sê, ek het nou net hierdie gogga of daai Trojan of dit het ek geblok en gekeer ensovoorts, né? So hy is die hele tyd besig om jou te beskerm, jou rekenaar te beskerm. Nou die eendag is jy op 'n webblad. En terwyl jy so besig is op hierdie webblad, kom jy 'n boodskap uit vir jou sê, jy's nou op 'n gevaarlike webblad. As jy verder voortgaan op hierdie webblad, kan en gaan jou rekenaar heel moontlik skade kry. En dan kom altyd 'n rampie op met 'n keuse. Gaan terug na 'n veilige rampie toe of ignoreer en gaan voort. En wat doen baie van ons? Ons druk die ignoreer knoppie. En dan kan ons nie verstaan 'n paar dae later, hoekom is jou rekenaar met een stadig en hoekom is al baie van jou data weg nie? Hoekom? Want jy het vir die antivirus opsetlik gesê, ek gaan nie vir jou luister nie. Die Heilige Gees werk op presies dieselfde wyse. Hy's in ons. Hy beskerm ons. 24 ure 'n dag is hy besig om die brandpyle van alle kante af te weer. Hy kyk na ons. Hy sorg vir ons. Hy waak oor ons. Maar nou gaan ons na plekke toe opsetlik en ons doen dinge wat teen die grein van die Here gaan. Die Heilige Gees tree in. Hy waarsku ons. Hy sê vir ons, hoorie, dit wat jy nou gaan doen, daar waar jy nou gaan, dis teen die Here se wil. Don't do it. Ek weet nie hoeveel van julle het al daai gevoel op jou arm gekry wat jou hare so regop staan nie. Dis baie keer die Heilige Gees wat vir jou waarsku en vir jou sê, pas op waarmee jy nou besig is. Draai om, keer terug. En wat doen ons? Die Here gee van ons die vrye wil. Gaan jy omdraai of gaan jy dit ignoreer? Baie van ons klik die ignoreer knoppie. En ons gaan aan. En dan kan ons 'n tydjie later nie verstaan hoekom is ons moeg en voel dit vir ons of iets of iemand ons vreugde van ons gesteel het en jy voel net nie. En dan gaan sien jy die dominee of jy gaan sien 'n pastorale terapeut en tydens die ondersoek om bepaal hulle, dis daai dag wat ek opsetlik teen die Here se opdrag oortree het en besluit het om die Heilige Gees se waarskuwing te ignoreer. Dis die rede hoekom ek nou geestelik stikkel en voel asof iets of iemand my vreugde van my gesteel het. Dieselfde soos met die Heilige Gees. 'n Voorbeeld wat ek dink goed gepas is hier by ons, omdat ons 'n boerderygemeenskap is, het ek ook mee te doen gekry tydens my tydperk by Oksano. Daar was 'n boer. Vir 3 jaar het hy misoeste gehad. En na 3 jaar, toe sê hy vir sy buurman, ek het nou 3 jaar in 'n ry misoes gehad. Ek kan nie meer nie. Die dominee was nou al hoeveel keer hier gewees om te kom bid, dinge raak nie beter nie. Ek is nou al so desperaat, ek dink is tyd dat ek 'n toordokter inroep om my plaas te kom sien.
Vriende, dis baie belangrik dat julle dit vandag hoor. Toordokters staan nie in diens van die Here nie. Hulle kry nie hulle krag van God af nie. En soos wat ek verstaan, was dit nog al 'n algemene gebruik baie jare gelede, want daar was 'n tyd in ons land waar daar nie oral genoegsaam predikante was nie. En as boere nie 'n dominee in die hande kon kry nie en hulle wou graag hê hulle plaas moes geseën word, dan was daar die gebruik gewees dat toordokters geroep is en gevra is kom seën ons plaas. Maar wat hulle nie verstaan nie is, jou plaas, jou boerdery, jou gesin, jou vrou, jou kinders, jou vee, jou oeste, is nie geseën nie. Daar's vloeke op dit geplaas. En dan kan hulle nie verstaan hoekom hulle weke daarna onder 'n sinkplaat moet hardloop want dit reën klippe op hulle plaas nie. Dis omdat daar vloeke in plaas van seën op hulle plase geplaas is. En dit klink vir julle dalk snaaks, vriende, maar daar's van julle bure en julle omliggende boere wat dit doen, tot vandag toe nog. Wat hierdie toordokters nader vir hulp, sodat hulle net beter oeste kan hê. Dis 'n realiteit, dit gebeur hier in Vrystaat. Ons kry dalk nie toordokters nie, maar ek sien dit veral in die stad. Ons gaan sien voorspellers. Ons gaan sien waarsêers, mense wat ons toekoms vir ons moet uitlê. Ons het te doen met allerlei snaakse kaarte wat ons mee speel, of ons lees op oor die sterre, wat sê die sterre van oor ons toekoms? Wat het met Saul gebeur toe hy die heks van Endor gaan besoek het oor die toekoms? Hy's dood. Dis hoe die Here daaroor voel. Dis hoe die Here voel oor die mens wat betrokke raak by die bonatuurlike, wat betrokke raak in die okkult. Dit gaan teen die grein van die Here, ons moet daarvan wegbly. Nou vriende, dis 'n onderwerp waaroor ons nog baie lank kan praat. Dis 'n verskriklike groot onderwerp. Maar ek wil begin afsluit. Ek dink die feit dat dit 'n realiteit is, dit lê by julle nou goed vas. Die belangrike ding wat ons vandag vir mekaar moet sê is, elke keer wanneer die Bybel oor die realiteit van die bose praat, gaan dit altyd gepaard met geestelike bemoediging en bemagtiging. Elke keer wanneer die Bybel ons waarsku oor die realiteit van hierdie goed, gaan dit altyd gepaard met 'n troostende bemoediging van die Here af wat vir ons sê, moenie, omdat dit 'n realiteit is, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie. Daar's altyd goddelike en heilige pastorale bemoediging en bemagtiging wat daarmee gepaard gaan. Kom ek wys vir julle 'n paar tekste. 2 Tessalonisense 3 vers 3 sê, die Here is getrou, hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. So in hierdie vers alleen, ons hoor die realiteit van die bose, maar hoor julle die bemoediging en die bemagtiging, die Here sal vir ons beskerm. So kan ons dit met elke teks doen. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle aan God, staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle die kan weerstaan. Kolossense 1 vers 13 tot 14. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder sy heerskappy gestel en sy seun wat hy liefhet. Van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Johannes 16 vers 33, en dis Jesus wat hier aan die woord is. Hy sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. En dan keer ons weer terug na die teksvers wat ons heel eers aan die begin van mekaar gesê het, Efesiërs 6. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil
en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Hoor julle in elkeen van hierdie tekste, saam met die realiteit wat aangekondig word, kom daar duidelik die goddelike bemoediging en bemagtiging by. Ek en jy hoef nie bang te wees as kinders vir die Here vir hierdie gogos nie, want ons het die almagtige Here aan ons kant. En hy sal ons behoed en bewaar dag en nag. Maar saam met dit kom tog die waarskuwing. Bly weg. Moenie gaan eksperimenteer nie. Moenie gaan navorsing doen oor hierdie goed nie. Moenie gaan betrokke raak nie. Moenie opsetlik deure gaan oopmaak nie, want dan gaan jy begin om dinge te ervaar wat nie vir jou normaal voel nie. Vriende, ek sluit af met die volgende. Iemand vra vir my baie keer, en dis nou 'n baie diep persoonlike getuienis wat ek julle vandag gee. Mense het my al gevra, Dominee, wat dra jou deur die bediening? Hulle sal vir jou sê, Dominee, ons besef dat jou lewe is nie altyd maklik nie. Jy kry baie keer net met doom en gloom in die lewe te doen. Dit is baie keer baie uitdagend. Wat hou jou regop staan? Wat hou jou gefokus? Wat dryf jou? Wat is jou dryfveer? En ek dink elke dominee daar buite het sy eie motivering, geestelike motivering wat hom getrou die geroepe pad van die Here laat stap. Maar ek deel dit met julle. Myne was gebeure, okkultiese gebeure wat al oor my pad gekom het, wat my net laat besef het, ek is op die regte pad en ek doen die werk van wat ek moet doen. Ek was 2de jaar op universiteit. Ons het hierdie vak wat vir jou vertel van al die godsdienste. Ek het op 'n punt self in my lewe gekom wat ek begin wonder het, dien ek die regte God? En weet julle wat doen ek? Vir een of ander rede, en ek glo dit was ook die Here se plan, bid ek toe en ek vra vir die Here, ek soek 'n teken. Maar wat interessant is, ek vra nie vir die Here, Here, wys my 'n teken dat U bestaan nie. Vir een of ander rede het ek vir die Here gevra, Here, wys my 'n teken dat die bose bestaan. Paar weke gaan verby en een van my mentors bel my, hy sê vir my, hoorie, wil jy saam met my 'n huisbesoek gaan doen? Ek sê, ja, seker, asseblief, dit sal wonderlik wees, die blootstelling. Ons kom voor die huis, en ons sit in die kar, en hy bid vir ons twee voor ons in die huis ingaan, en hy bid vir beskerming, en ek krap my kop, ek verstaan nie. Ons stap by die huis in, ons begin met die persoon gesels, en die volgende oomblik draai hy na my toe, hy sê vir my, Erik, nou moet jy bid. En die volgende oomblik, manifestasie reg voor my. Daar antwoord die Here my gebed, hy wys my 'n teken van die bose. Maar net soos wat ek nou gesê het, saam met die realiteit van die bose gee die Here altyd bemagtiging en bemoediging. Toe die mentor hierdie persoon help, onder leiding van die Gees van die Here en hierdie ding gaan uit, toe kom ek tot die besef, ek dien die ware lewende God. Want ek het nie net die realiteit van die bose voor my gesien nie, ek het ook gesien hoe 'n groter mag hierdie ding uit hierdie persoon se lewe uithaal. En tot vandag toe, dis nou amper 20 jaar later, as ek deur 'n dip gaan, almal van ons gaan deur geestelike dippe. As ek deur 'n dip gaan, en ek voel ek wil twyfel, en ek wil wonder, en ek sukkel, en ek trek swaar, dan is dit een van die gebeure in my verlede wat ek herroep, waar die Here vir my duidelik gewys het, hy bestaan. Dat hy die enigste ware God is. En dat hy die God is wie ons moet volg en wat ons moet aanbid. En dit maak nie saak wat se uitdaging oor jou pad kom nie. Of dit nou okkult verwant is of nie. Die skrif is duidelik daaroor. Gepaard met elke uitdaging gee die Here ook die nodige bemoediging en bemagtiging. Hy los jou nie alleen nie. Hy is daagliks by jou. En dis my afsluitgebed vir elkeen van julle hier. Binne elkeen van julle eie lewensomstandighede, elkeen van julle het op hierdie stadium julle eie uitdagings. Weet net, saam met die uitdaging, bied die Here ook bemoediging en bemagtiging. Jy is nie alleen nie,
en jy hoef dit nie alleen deur te gaan nie. Ek gee myself glad nie voor om as 'n demoonjagter te wees nie. Asseblief, moenie my gaan verklaar by die sinode nie. Maar as hierdie goed oor my pad kom, dan hanteer ons dit op 'n Bybelse, evangeliese wyse. Daai wat jy in die fliek sien van hulle gooi die water en hulle, dis Hollywood. Hoe help jy 'n persoon wat in so 'n situasie is? Jy kry hom om sy hart vir die Here te gee en jy kry hom om sy skuld te bely. Dis al wat moet gebeur om 'n persoon wat vasgevang is in die okkult vry te kry. Jy help hom om sy hart vir die Here te gee en jy help hom om sy sondes te bely. Daai twee goed in plek is, het die okkult nie meer hou vas op hom nie. Ouers, let op die lewens van julle kinders. Let op die doen en late van julle kinders. Julle wat onderwysers is, kyk ook die kinders se huiswerkboeke deur. Want pappa en mamma doen dit dalk nie by die huis nie. Kyk wat doen julle kinders. En tweedens, in families, julle kan nie genoeg tyd op sy sit om saam te spandeer nie. Julle kinders is soekend. En as hulle nie die nodige liefde en warmte en omgee in die huis kry nie, dan gaan soek hulle dit op ander donker, duister plekke. En op die ou en eindig hulle in die spreekkamer op en hulle het hulp nodig, want hulle het op die verkeerde plek gaan hulp soek. Volg hierdie raad, wees meer betrokke in julle kinders se lewe. En pas op wat julle lees en wat julle kyk. Amen. Amen. Here, ons sê vir U dankie vir vandag se boodskap. Ek besef vandag se boodskap was dalk anderste as wat ons aan gewoond is om tydens die erediens te hoor. Maar ek glo van harte dit is 'n boodskap wat ons nodig het om te hoor. Here, ek dra elke ouer wat hier sit aan U op. Ek bid dat hulle die verantwoordelikheid wat hulle beloof het voor die doopvond getrou sal nakom, deur opreg en behoorlik 'n pa en 'n ma vir hulle kinders te wees, 'n ouer wat omgee, 'n ouer wat intree, 'n ouer wat omgee. Ek bid vir gebroke gesinne waar kinders soekend is en op die ou en op die verkeerde plekke gaan kyk vir liefde en aanvaarding. Here, ek dra ons kinders aan U op wat wetend en nie wetend daagliks blootgestel word aan die okkult. Here, ek bid dat U Heilige Gees meer as ooit oor hulle sal kom en hulle sal seën en hulle sal beskerm en dat die Heilige Gees hulle sal waarsku en dat hulle die waarskuwing duidelik sal hoor en sal omdraai en sal wegkeer van die dinge wat teen U grein gaan. Maar nie net ons kinders nie, Here, ons volwassenes, wat ook betrokke raak by onbybelse gewoontes en tradisies en gebruike daar buite, wat speletjies speel, waar goed moet beweeg, en dinge opgeroep word, en voorspellings gedoen moet word, en moet die oor voete gegooi moet word, en plase geseën moet word, en vloeke op ander mense geplaas moet word. Ek bid, Here, dat ons sal wegbly van sulke goed. Want al lyk dit soos 'n pragtige pilletjie met 'n suikerlaagie om, as daai suikerlaagie weg is dit net bitterheid vorentoe. Dankie, Here, dat ons as U kinders die realiteit van die bose nie hoef te vrees nie. En dankie vir al hierdie tekste wat ons saam kon lees, waar ons duidelik hoor, ja, die bose is realiteit, maar ja, U bied ook die nodige bemoediging en bemagtiging. U staan ons daagliks by. En daarom sluit ek ten slotte by Paulus aan en ek bid en ek vra, Here, help elkeen van ons dat ons die wapenrusting sal aantrek. En mag U Gees, soos die antivirusprogram, dag en nag, die brandvuurpyle van die bose bly afweer. Seën asseblief nie net die dag wat voor lê nie, maar ook die week wat kom. By die huis, by die werk, by die skool. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.